Goeienaand Suid-Afrika, 7 uur, 1900 SA tyd op die 22ste April. Ons is nog op Woensdag. En ek het besluit om sommer 'n kort video te maak met antwoorde, want ek kry nou redelik baie vrae oor my video van vanoggend. Die video wat getiteld is dat die skietstaking uitgestel is of aangeskuif word vir nog lank. Is daar nou baie vrae wat ek kry, en ek kan verstaan die vrae wat uitkom, die mense verstaan nie wat daar aangaan nie, verstaan nie noodwendig van oorlog nie, en vra nou baie vrae, en in plaas van ek by elkeen moet gaan soek en tik antwoorde, gaan ek dit sommer in 'n video sit. Van die vrae is, wat van, is dit nie maar net Iran speel vir tyd om te hergroepeer, re-arm en gereed te maak om te fight nie? Nee, want hulle het geen manier om te re-arm nie. Onthou, al hulle fabrieke is uitgewis, die fabrieke wat wapens kom bou. Hulle het nie imports nie, al hulle skepe se roetes afgesny, hulle kan nie inkom om enigiets te kry van iemand anders nie. Wat van vliegtuie wat inkom, alles wat in en uit Iran gaan op die oomblik word dopgehou, elke liewe ding, daar is baie assets in die lug, wat oor Iran is, wat alles dophou, wat in en uit beweeg. Skepe wat kan groot voorraad ammunisie en wapens bring, word glad net nie toegelaat. Hulle kan nie deur die Strait of Hormuz kom. Hulle kan nie verby die Navy blokkade verbykom om by Iran se ports aan te gaan nie. In die noorde van Iran, die see wat daar, Kaspiese See wat hulle connect met Rusland, daai word ook dopgehou. Hulle word nie daar toegelaat daar kom die skepe daarin, om by hulle aan te sluit om vir hulle goederes te bring nie. En vliegtuie ook nie. So, op die oomblik het Iran glad nie die vermoë om te re-arm en te hergroepeer nie. Wat hulle wel kan doen, hulle kan probeer om van die ou bankers wat toegeblaas is, oop te grou en kyk wat se ammo daar binne nog diensbaar is en van dit uit te haal en gereed te maak. Maar dis beperk en dit gaan lank vat vir die grou van daai, want daai grote en bankers wat gekollaps is redelijk goed gekollaps. Maar hulle word anyway dopgehou. So hier is die ding. Daar waar hulle grou, nou definitief grou, weet die Amerikaanse en die Israeliese intelligence, daar's nog goed daar, en hulle sal nie van hier daar grou nie. En hulle kan dit sien op satelliet waar grou hulle. En sien dit met drones wat oor die lugruim vlieg. So hulle merk dit, dis nou tekens. Iran tuig heeltyd, hulle het nou nuwe wapens en nuwe troefkaarte, maar as hulle nuwe wapens en nuwe troefkaarte het, sou dit lankal gebruik het. So nee, moenie bang wees dat baie mense is nou bekommerd, ja, hierdie gee net vir hulle tyd om te hergroepeer, beslis nie. Hulle sal probeer sê en voorhou, dit gee hulle tyd om te hergroepeer en gaan baie hard terugslaan, want hulle hoop die blokkade word so vinnig as moontlik gestop, dat hulle kan hulle voorraad inkry om geld te maak. So dis die een ding. Die ander ouens sê nou weer ook, ja, Trump het nou net gewys, hy het nou verloor die oorlog, want hy kan nie meer aanval nie. Daai is ook totaal vals. Die standaard, huidiglik, die weermag van Amerika is baie groter op die oomblik in die omgewings wat dit was voor die oorlog begin het. Daar's baie meer vliegtuie, daar's baie meer skepe, daar's baie meer personeel, baie meer ammunisie, baie meer wapens. Wat dink jy het ons die laaste 10 dae gedoen? Ons het gerearm en gerebuild en ekstra ingestoot. So, met president Trump se order kan in enige minuut kan daai oorlog onmiddellik hervat word. Maar hier is die ding. Ons het nie nodig om hulle te gaan skiet nog 'n hele tyd nie. Glad nie nodig nie. Want hulle is besig om hulle self intern te kollaps, met hulle infighting tussen die IRGC en die regering en almal die. En dis die ding, so, president Trump het baie tyd, hy kan terugsit en laat hulle doodbloei met hulle ekonomie, want hulle kry niks in nie. En so ons beheer die exit van die Strait of Hormuz, van die hele kusgebied, met die blokkade. So, die comments wat mense maak oor, ja, dit wys nou Amerika swak. Nee, ons hoef nie mense te skiet om sterk te wees nie, ons kan op 'n ander manier ook druk op hulle sit. Ander ouens maak comments, ja, maar die soldate wil ook nie die hele dag op 'n skip sit en wag nie. Dis hulle werk. Dis waarvoor hulle soldate is, hulle is op deployment. En hulle sit nie net stil en wag nie, hulle doen preparation, training en al die tipe van ding anyway. En dan kom al die vals nuus uit. Ek het die video weer gesien van iemand wat 'n ou van Iran wat 'n video maak wat sê hoe hulle die Amerikaanse skepe gesink en hulle het weggery en baie mense is dood en as jy wil daai goed glo, hy be my guest, jy kan dit maar glo as jy wil.
Maar dis die stand. So, nee, Iran het nie die vermoë om toe om te rearm nie. Hulle het nie die vermoë nie. En hulle kan nie nou rearm nie. So, hulle speel nie vir tyd om te rearm nie. Ons kan speel vir tyd om hulle dood te bloei met hulle ekonomie. Tot hulle agterkom, ook hulle kan niks doen nie, dat hulle by die tafel moet kom. So, dit is die huidige stand van sake. Gooi maar nog vrae op diens. Onthou, as julle my wil tag, die spelling van my naam moet reg wees, anders sien ek dit nie opkom nie. Dis maar 'n kort vraag. Baie dankie, geniet die dag.